Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland Immanuel. God is met ons, reddende Here, levende woord. Goeiedag. In Vrydagsoordenkings het ek verwys na Prof. Koenig, wat uit 1 Korintiërs 15 vers 16 tot 17 aangehaal het, om aan te toon dat die verwagte opstanding 'n liggaamlike opstanding sal wees. Die res van die hoofstuk beklemtoon juist dan ook dat dit 'n liggaamlike opstanding sal wees en nie 'n geestelike opstanding soos sommige Christene toe en nou ook nog geglo het nie. In 1 Korintiërs 15 vers 35 tot 44 kom die Griekse woord vir liggaam 10 keer voor. Verder gee die laaste hoofstukke in die Bybel in Openbaring ons dieselfde aardse fisieke beeld van die finale heil. Die kinders van God sal in die gemeenskap van God en die Lam op die nuwe aarde die oorvloed van die gawes van God geniet. Dit is merkwaardig hoe sterk juist die Ou Testament na vore kom in hierdie laaste hoofstukke van die Bybel. Dit gaan om die aarde. Ons het hier presies dieselfde nadruk as in Genesis 1. Daar lees ons hoe God die hemel en die aarde geskep het, maar net die skepping van die aarde word bespreek. In Openbaring sien Johannes 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, maar net die nuwe aarde word bespreek. Die nuwe Jerusalem word veral in besonderhede bespreek. En ons moet onthou dat Jerusalem die eintlike simbool was van die teenwoordigheid van God by die volk. Daar het hy in die tempel gewoon, en daar het die volk tydens die groot feeste sy seëninge en sy teenwoordigheid geniet. Nou sal ons die finale vorm van die huis van die heil juis in die nuwe Jerusalem geniet. Die stad word in terme van die tuin van Genesis 2 beskryf. Die tuin was gekenmerk deur die vrugtebome en die groot rivier. Nou kry ons dit juis dit in die nuwe Jerusalem. Die groot rivier en die boom van die lewe, Openbaring 22 vers 1 en 2. 'n Mens kan heel wat kleiner verwysings aan die toekoms van die aarde hier byvoeg. Jesus beloof die nuwe aarde aan die sagmoediges in Matteus 5 vers 5. Paulus skryf, die ganse skepping sien uit na die dag wanneer dit ook self van die slawediens van hierdie verganklikheid bevry sal word en deel sal kry aan die heerlike vryheid van God se kinders. En net terloops, ons weet natuurlik dat hy nie hier na die hemel kan verwys nie, want die is nie aan slawediens onderworpe nie. Verder kom hierdie nadruk op die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem natuurlik al in die Ou Testament self voor. Jesaja skryf daaroor in Jesaja 65 vers 17 tot 25. Ek het min twyfel, sê Prof. Koenig, dat baie Christene hierdie nadruk op die aardsheid van die heil as 'n vreeslike verarming sal beleef. Daar is onder baie gelowiges 'n diep verlange na die hemelse geluksaligheid. Dis of sommige gelowiges hierdie lewe en hierdie aarde as so jammerdal beleef, dat hulle slegs met 'n geestelik verhewe, bonatuurlike heil, waarin alle tekens van hierdie aarde afwesig is, tevrede gestel sal word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons 'n nuwe skepping, 'n nuwe aarde beloof het, waarop ons eendag vir ewig sal lewe en waar alle slegte dinge sal verdwyn. Help vir ons dat dit ons sal inspireer om nou ook reeds op hierdie aarde te lewe soos mense wat dit reeds ontvang het, met dankbaarheid, met vreugde en aan U die eer daarvoor te gee in Jesus se naam. Amen.